Graad 6, kom ons kyk 'n bietjie. Ons doen eers die maklike goedjies en dan gaan ons na die moeilike goed. So, kom ons doen eers 'n rigting. Wat is my hoofrigtings? Noord, oos, suid, wes, né? En wat is op die vertikale lyn? Die noord-suidlyn. Wat is op my horisontale lyn? Die wes-ooslyn. Nou, as ek sê, hier is ons Beaufort, sommer in die middel. Beaufort Wes is in die middel en ons wil nou na Lugamka toe gaan. Ons sê Lugamka, die dorpie, lê hierso. Ons wil nou Lugamka toe gaan. Watse rigting gaan ons reis? Noord. Sê nou maar, ons wil Prins Albert toe gaan. Prins Albert lê hierso. Watse rigting sal ons gaan? Ons sal oos gaan. En ons laaste een, kom ons sê ons wil Knysna toe gaan. En ons wil nou hierdie kant toe. Ons wil van Beaufort Knysna toe gaan. Watse rigting sal ons gaan? Suid. Kom ons kyk gou hierna. Nou, wat is die kant? Hier het ek 'n dobbelsteen. Hoeveel sy het 'n dobbelsteen? Hy het 6. So, ons weet, ons kanse gaan uit 6 wees. Hy het 6 vlakke. Nou kom ons kyk. Wat sal die kans wees dat ons 'n 2 gooi? Hoeveel 2's is daar op 'n dobbelsteen? 1. Nie 2 nie, 1. So, my kans om 'n 2 te gooi sal 1 uit 6 uit wees. Nou kyk ons, wat is die kans om 'n 0 te gooi? Is hier 'n 0 op 'n dobbelsteen? Nee. So my kanse is 0 uit 6. Nou, 'n veelvoud van 3. Wat is veelvoude nou weer? Veelvoude is vele van 'n getal. So dit sal wees 3, 6, 9, 12, 15. Nou, kom ons kyk. 'n Veelvoud van 3, hier is 'n 3. Volgende een is 'n 6. Is daar nog? Nee. So my kanse om 'n veelvoud van 3 te gooi sal 2 uit 6 uit wees. Dan 'n ewige getal. Wat is die ewige getal nou weer? 2, 4, 6, 8, 10. Maar hoeveel ewige getalle het ons op 'n dobbelsteen? 2, 4, 6, 3. So ons kanse om 'n ewige getal op 'n dobbelsteen te gooi is 3. Kom ons kyk nou. Gaan ons 'n bietjie na die moeiliker goed toe, maar dit is nog steeds maklik. Met gemengde bewerkings begin ons altyd met die hakkies. So, 5 plus 2 is 7, jy skryf hom sommer neer, en dan kan ons nie net daai los nie, ons moet nog steeds hom 'n bewerking mee doen. So, 20 minus 7 is 13. Hierso, selfde ding, ons begin eers met die hakkies. 2 plus 7 is 8, dan minus ons 2, 8 minus 2 is 6. Ag, hier is 9, ekskuus. 9, 2 plus 7 is 9, minus 2 is 6. Ek moet net kyk of julle wakker is. Kyk, 'n halwe kilogram is gelyk aan hoeveel gram? Dit is ons 1000 gram in 1 kilogram. So wat sal die helfte wees? Dit sal ons dan nou 500 wees. 'n kwart kilogram. Hoeveel is 'n kwart gewoonlik? Dit is ons net 1 uit 4 uit. So as ons 1000 deur 4 deel, hoeveel sal dit wees? 250. Hierdie een wil ek eintlik 'n 3 kwart maak. Kyk, 3 stukkies uit 4. So as ons 1000 gedeel deur 3, hoeveel sal dit wees? 750 gram. So 'n kwart kilogram is 250, 'n half kilogram is 500 gram en 'n 3 kwart is 750 gram. Dit werk gewoonlik ook so, as jy nou 'n groot waterbottel het, 'n kwart is 250, 'n helfte is 500 en 'n 3 kwart is 750. Nou kom ons kyk na die plekwaardes. Onthou, plekwaarde is die plekkie waar hy staan. Nie die waarde nie, sy plek. So, kom ons kyk, hierdie ene sal 1, 10 en 100 wees. So, wat sal hy wees? Hy sal 100 wees. Moenie skryf 300 nie, dis 'n 100 sy plekwaarde. Hierso, die 3 sal wees 1, 10, 100, duisendes. So, hy sal
duisendes wees. Hier het ons ene, tiende, honderde, duisendes, tienduisendes, honderdduisendes en 'n miljoen. So wat sal die een wees? 'n miljoen. Nou is dit 'n middellyn van 'n sirkel. Wat is die middellyn? Dit is die lyn wat hom in die helfte deel. So hy kan so lyk of so lyk. So as my middellyn 6 cm is, wat sal die radius wees? Die radius is ons die lyn tot wat die middellyn in die helfte sny. So kom ek wys hom net gou hier. So 'n voorbeeld, my radius is dan tot hier. 'n middellyn is die hele lyn. So, as die radius net die helfte van die middellyn is, hoeveel is die radius? 3 cm. Hier, as my middellyn 14 cm is, hoeveel sal my radius wees wat net tot in die middel is? Hy is nie die helfte van die middellyn. Hy sal 7 wees. Kom ons kyk weer na hierdie. Ek weet party van julle hou glad nie daarvan nie. Maar kom ons kyk na getalpatrone. Eenmaal wat gebeur, ek het nog iets weggegee. Wat gee vir ons 7? 7, 14, 21, 28. Ons kan sien dat dit die hele tyd 1 maal 7 is 7, 2 maal 7 is 14, 3 maal 7 is 21, 4 maal 7 is 28. So dis 'n maklike reël om uit te werk. Maar nou moet jy nie die fout maak nie. Baie van julle gaan dan soms sê 5 maal 7 is 35, maar dit werk nie so nie, want ek het julle hier probeer uitvang. 7 maal 7 is 49. So kyk altyd wat hierbo staan en gebruik jou reël volgens dit. Nou 6, 7, 6, 7, my graad 6 het my baie graag gevra om dit te doen, ek weet jy of jy gesien het nie, maar 6,7 meter maal 4, ons skryf dit so asseblief van werk so uit, anders kry jy totale verskillende antwoord. 4 maal 7 is 7, 14, 21, 28, onthou ons dra ons 2 oor, 4 maal 6 is 6, 12, 18, 24, plus my 2 is 26 en onthou daar kom 'n komma. So die antwoord sal wees 26,8 meter. Onthou jou eenheid is belangrik. As jy hom net so gaan maal, gaan jy verskillende antwoord kry. 6 maal 4, dan gaan jy nou maal is 24, 7 maal 4, 7, 14, 21, 28,28. Kan julle sien die antwoord en die ene lyk baie anders, want onthou in hierdie is daar nog 2 wat bykom, so dan is dit 26,8, maar ek weet julle vergeet altyd hom. Ons laaste een, hier is 'n reghoek. Ek vra vir julle, hoeveel ewewydige lyne het 'n reghoek? Nou wat is ewewydige lyne? Ewewydige lyne is mos die lyne wat dieselfde is aan mekaar en ewe ver is. So hierdie een en hierdie een is dieselfde, so daar's 1 paar. En hierso is die lyne dieselfde, so dis 2 pare. Maklik om dit uit te werk, jy sê die ene is maatjies en die ene is maatjies. So dis 1 paar en 2 pare ewewydige lyne. Nou hierso die modus. Wat is die modus? Die modus is die mode, né? Wat is nou die mode? Die een wat die meeste voorkom. Kom Fellies die meeste voor, kom Nike die meeste voor, kom BMW die meeste voor. So dis eintlik baie maklik. Wat se getal kom hier die meeste voor? Ons kan sien dis 5. Wat se getal kom hier die meeste voor? Ons kan sien dit is 2. En wat kom hier die meeste voor? Ons kan sien dis 8. Daar is hy. Sterkte met die toets. Of ek